Goeiedag, Kolossense 4 vers 2. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Gebed is altyd nodig en bring seëninge, maar ons versuim so dikwels om tot die Here te bid. Dit is verkeerd. Dit onteer God en ons siele ly daardeur skade. Deur gebed maak ons begeertes aan die Here bekend. Die gebed is 'n middel van gemeenskap tussen God en ons. Ons maak in die Here ons gedagtes, ons gevoelens, ons vrese, ons verlange bekend en hy skenk aan ons sy lig, sy krag, sy troos en sy genade. Die gebed is 'n baie belangrike plig. Ja, die gebed is 'n groot voorreg, want deur gebed spreek ons tot God. So baie dinge in die lewe is die oorsaak dat ons die gebed verwaarloos. Dit mag egter nie gebeur nie. Daarom sê God se woord, volhard in die gebed, hou aan om te bid en jy sal ontvang. Maak al jou begeertes deur gebed en smeking by God bekend. Ons gebede moet dringend, vurig, gelowig en volhardend wees. God luister na sulke gebede en hy het hulle lief. Die Satan haat egter hierdie gebede en die bidder en sal alles in sy vermoë doen om jou gebed te laat versuim. Volhard in gebed. As sware laste jou oorval of benoudheid jou onderkry, roep tot God ooreenkomstig sy woord en beloftes en hy sal jou verlos en jou uithelp. Sy oor het nie doof geword sodat hy nie kan hoor nie. Ons hemelse Vader weet wat ons nodig het, nog voor ons tot hom bid. Bid, soek, klop. Die wat bid ontvang. Die wat soek vind. En vir die wat klop, sal oopgemaak word. Lukas skryf in Lukas 18 vers 1 tot 7, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog, daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, want daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al sien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie einde kom en my in die gesig slaan nie. En toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En Paulus sê, bid sonder ophou. Jesaja skryf, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Jesus het gesê in Markus 11 vers 25, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar die belangrikste is wat hy gesê het, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Ons hemelse Vader, dankie dat ons sonder ophou na U kan kom met ons gebede. Maak nie saak watter tyd van die dag of nag, want U sluimer of slaap nie. Dankie Here dat U ons oortredinge vergewe. Dankie dat ons uit geloof ontvang. Seën elkeen wat hier luister in Jesus naam. Amen.